lieflike dag op die poort. Heerlik, malmokkie weer, ek het dit hier gekom hoor. By ons is dit sousereen in Namibië. Maar almal welkom, voel tuis. En ons is bly die Here het vir julle veilig hier gebring en dat julle nog vir Port Nolloth en McDougall's geniet. Yes, ek is gebless in Springbok. Ek en my skoonseun staan 'n stryd oor wie gaan betaal vir die vis, want ons weet nie wie betaal vir die vis. Dit is gebless daar by die Online Fisheries. Amen. Kom ons sluit net so ons oë. Vader, ons loof en ons prys U vanmôre en ons is dankbaar om die God vir die gesondheid dat ons vanmôre hier kan staan en U naam groot maak, Here. Here, ons is niks sonder U nie. En op so 'n groot dag by God, dan besef ons maar net weer eens wat U vir ons kom doen het, Here Jesus. En ons is dankbaar vanmôre. Ons sit vanmôre met dankbare harte vanmôre hier, Here. Ons is dankbaar, Here, omdat U vir ons gekom het as nietige mens, om vir ons 'n geleentheid te gee. 'n Geleentheid om die koninkryk van God in te gaan. 'n Geleentheid van versoening met God die Vader. 'n Geleentheid om te herstel wat die vyand kom vernietig. Here, dankie. Dankie, Here Jesus, vir 'n kruisdood. Dankie vir 'n opstanding. Dankie vir lewe vanmôre wat ons verniet uit U hand uit kry. Dankie vir genade, my God. As dit nie vir genade was, die Here, dan was ons vanmôre nie hier nie. Want die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verslind en doodmaak, Here. Maar genade beskerm ons. Dankie, Here. Dankie, o Heilige Gees, dat U vanmôre in ons diens sal beweeg en dat U van sitplek tot sitplek in elkeen se hart sal begin roer, Here. Here, want U lê 'n jaar voor, 'n nuwe geleentheid, 'n geleentheid wat ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. 'n Geleentheid wat ons 'n verskil in ons eie lewens kan maak. En dat ons vanmôre sal besef dat ons dit met albei hande sal moet gryp. Ons weet nooit, Here, of ons volgende jaar klaar maak en daar weer so 'n Kersdag sal wees. Dankie, Here. Ons loof en ons prys U vir U goedheid en vir U guns. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Nou, ons het hier so 'n bietjie birthdays. Die wat hier's twee wat ek so opgetel het dat miskien net so hande liefie julle moet kom en julle kan help. Julle is sommer so maklik hier nog gou in die kerk. Wie verjaar almal? My buurman daar nie ver vir my nie en ons vakansiegangers. Julle twee kan maar staan, dan sing ons vir julle. Feels the lovely my Ons voorsangers kan maar vorentoe kom. Ons sal nou nie Sondag 'n diens hê nie, maar ons gaan wel nuwe jaar gaan ons 11:00 die nag deur die kerkraad besluit. Wanneer ek op my lekkerste slaap. Dan gaan ons 'n nuwejaarsdiens hê 11:00 die aand en dan die Sondag daarna is dit weer normaal. Ek het dan verlof gekry vir die Sondag. Kom ons staan saam en dan sing ons lekker. Amen.
Amen. Nou ja, ons is vanmôre hier om eintlik 'n groot dag. Nou ons weet ons dis nou nie die 25ste nie. Ja. Ek sien weer daar op Facebook is dit weer oorlog oor die datum en ek weet nie wat alles. Nou ja, ons weet ons dis nou nie die 25ste, maar ons is dankbaar dat Jesus gekom het. Amen. So as jy dit dan nou maar hier in Mei maand of in April maand of jy kan dit maar hou wanneer jy wil. Maar ons hou dit mos nou maar op die 25ste, maar ons is dankbaar dat die Here Jesus gekom het. Net soos wat jy jou verjaarsdag vier en dankbaar is dat jy gebore is, want jy is mos nou nie onnodig hier of per toeval hier nie. Want God is die een wat lewe gee. Amen. En jy is hier met 'n rede op aarde. Nou ja, Jesus het gekom met 'n rede aarde toe. En ons vier dit. Ons is dankbaar daarvoor. En mense het weer vreeslik oor die Kersboom ook. Ek sê my liewe maggies. Ewen die Kersboom. Nou is dit eers skrifte daar uit die Ou Testament uit van 'n boom wat gekap is en ek dink my maggies, die was Jesus nog eers gebore nie. Dis nog die Ou Testament praat nog van Jesus. Nou al en alweer daar uit die mensdom. Dis ook 'n vreeslike nasie. So nee, ons is dankbaar om vanmôre hier te staan en te kan sê dankie Here vir so 'n wonderlike dag wat ons aan U kan wy en kan weet. Was dit nie vir U nie, dan was ons as mens verlore vanmôre gewees. Dan was daar niks gewees nie. So ons is werklik vir die Here dankbaar. Ja. Nou vir my is dit iets baie besonders. Kerstyd is vir my besonders. Elkeen het dit seker maar op sy eie manier gevier of gebeleef of ervaar. Maar
Ek het op 'n plaas groot geword en die aand voor Kersdag, dan is daar nou persente uitgedeel in. Ons het nog 'n ou lang speelplate gehad. So nou begin ek ook daarom al so my ouderdom deurgee, ek is dan van die jongste. So dit was 'n besonderse aand, dan kom die plaaswerkers en almal kom by mekaar en dit sing en dit eet in. My ma maak haar spens leeg, prys die Here. Want hy is opgegaan. Ja, mense moet sê ding weggegooi. So ek is al so dankbaar vir Kersfees, want dan word al daai kenverbottels leeg gemaak. Ja. So dit was 'n besonderse dag en ek het nooit was daar iets leliks aan gekoppel nie. Dit was altyd vir my kosbaar. En ons is groot gemaak met die wete dat die Here Jesus vir ons gekom het. En nou die dag lees ek weer in die woord en ek besef net die grootheid van ons God. Besef ons die grootte God. Ja, die almagtige God. Gee sy ereplek af vir 'n tyd. Die almagtige gee sy plekkie af vir 'n krib. Ja. Mense, daar's 'n groot geheim in hierdie hele storie. En die geheim is nederigheid. Ons as kind van God, die geheim vir ons bediening en ons leefwyse op aarde is nederigheid. En hy's in daai selfde nederigheid is hy weer terug. Niks bohaai, groot stories nie. Daar's nie 'n groot sametrek gewees nie. Daar was ook nie 'n groot sametrek met sy koms gewees nie. Niks nie. Is dit nie kosbaar om vanmôre te weet dat hierdie Jesus van ons kom in 'n krib en hy gaan net so nederig weer weg. En sy leefwyse op aarde was, ek is hier om te kom dien, nie om gedien te word. En hy is die een wat gedien moet word. Is dit nie kosbaar, mense? Jong, ek dink ons moet dit werklik vergeet. En dis hoekom die Here daar aan die kruis was, een van sy kruiswoorde wat hy vir Johannes en vir sy moeder Maria gesê het, daar is u seun. Johannes, daar is jou moeder. Verstaan jy, daar's soveel groot in hierdie ding. Want jy sien, Jesus is besig om te herstel, om gesinne te herstel, om verhoudings te herstel. Die Here het die aarde toe gekom, sommer net om hier te kom rondwandel en wonderwerke te doen. Ja, want omdat die mens is so ongelowig, so hy wonderwerke en tekens gebruik, maar op einde van die dag is dit nie waaroor dit gegaan het. Vir hom het dit gegaan om te herstel wat die vyand kom vernietig het. En in ons lewe van vandag is dit nog steeds, as ons bietjie rondkyk, dan sien ons hoe families uit mekaar uitval. Dis hartseer en dis altyd vir my hartseer dat dis of by 'n begrafnis, of dis by 'n troue, of dis miskien by so 'n dag wat ons as familie by mekaar kan kom. En dis hoekom ek nooit sal ophou om Kersdag 'n diens te hê nie. Want dis 'n geleentheid, dit gaan nie vir my oor Kersvader en al hierdie wonderlike, pragtige persentjies en al daai goeders nie. Vir my gaan dit oor die kosbaarheid van 'n familie wat by mekaar is. 'n Groot geleentheid wat ons weer kan saam eet. En saam kuier. Ek sien dit so baie waar die oomblik as ouers oorlede is en daar nie meer ouers 'n ouer huis is nie, dan val families uit mekaar. Ja, dis verskriklik om te sien hoe families uit mekaar het, broers en susters. Ja, jy sien wat in een huis groot geword het. By mekaar, ons het alles altyd saam gedoen. En ek praat vir oor die algemeen. Alles saam gedoen. Ma en pa het ons saam bederf. Ma en pa het saam met ons dinge gedoen. En die oomblik is hulle nie meer daar is, dan is daar weg uit mekaar het. En elkeen doen sy eie dinge. Hoorie, ek het nou my family en ek het nou my familie en so gaan elkeen. En daar's 'n stryd en 'n beklei en 'n moeilikheid en ja, mense, dan wonder ek partykeer, mense kan dit verwag van wêreldse mense, maar ons as kinders van God, man. Kinders van die Here, dis onmoontlik en dis onaanvaarbaar vir my dat ons as kinders van die Here so uit mekaar uitbeweeg. Jo, ek ervaar dit in my eie lewe op hierdie oomblik. Nie met my kinders nie, maar kom ek nou maar en dan net kyk ander mense ook.
Ek het reeds so uitgesproke partykeer. Maar dis hartseer dat ons nie meer as familie by mekaar. Dis vir my baie. Nou ek het vanmôre hier 3 soorte families hier bietjie uitgehaal. Waarvan ons wat ek so vanoggend bietjie wil oor gesels. Net om vir ons weer as familie lekker by mekaar te kry. Nou die eerste een wat is mos jou eie familie. Jy kan hulle mos nou nie kies. En ek praat nou nie van 'n gesin nie. Jog, daar is 'n paar wat ek dan nie meer wil hê nie. Maar ek moet sê, dankie Here, hulle bly dan baie ver. Maar hulle ken vir jou Desember maande. Ja. Hier sit hulle. Ja, dis reg. Maar oor die algemeen, verstaan jy jou eie familie. Dit was waar altyd die groot moeilikheid. Jy kan hulle mos nie kies nie. Hy's gekies, hy's klaar daar vir jou. En jy moet, dis mos nou daardie storie van bloed is dikker as water. As die probleme daar is, dan weet hulle, jong, weet jy, bid tog vir my. Ek sien mos in my gesin, of in my, ek sê maar gesin, dat ek die heel laaste een wat ingekom het by die Here en tot vandag toe. Ek weet nie hoeveel nog daar is nie. Wat nog die Here dien, ek hoop hulle hou vas daarom nog, want die party is ook maar nog net so aan 'n gare draad, maar hou vas daarom seker nog. Maar van almal en die morsigste een staan in die bediening. En ek prys die Here, verstaan jy wat laaste ingekom het. So daar's altyd hoop. Daar's altyd hoop, man. Ja, jy bid miskien ook al lank vir ene. Jy weet mos vir wie jy bid. Hy sal kom. Hier staan hoop hier voor jou. So daar's hoop, man. En baie van ons wat hier sit is ook hoop gewees. Want wat die Here wat almal afgeskryf gesê, nee, daar is nie hoop nie, dat daai ding in die laaste hoop as hy asem kom. Ja, maar weet die mooiste, as sonneblom lyk die mooiste op die asem. Amen. So dis jou eie familie, die kan jy nie kies nie. Hulle is nou maar daar. Jy moet nou maar vrede in jou hart maak. En dan praat ons van daar in Spreuke 18 vers 24 wat vir my so mooi een is. Hy sê 'n broer wat soos familie is. Iemand wat nie 'n broer is nie, maar 'n vriend wat soos 'n broer is. Is dit nie kosbaar? Daardie vriend wat jy werklik kan opstaat maak. Kyk, hulle is mos maar weinig. Ek wil amper vir jou sê, as jy op jou hand, as dit meer as 5 raak, dan begin dit, dan moet jy versigtig raak. Daar gaan 'n rugsteker uitkom. Daar gaan 'n verraaier uitsteek. So, 'n mens het baie pelle en kennisse, maar 'n ware vriend is weinig, wat werklik by jou sal staan deur dik en dun. Nie vir jou sal cover as jy moeilikheid maak nie, dis nie 'n vriend. Wat jou sal reg help as jy moeilikheid maak, dis 'n vriend. Wat vir jou sal leiding gee, wat jou ondersteun, wat jou bemoedig, man, verstaan jy? Nou daar was daar wat ons 'n bietjie down voel en afvoel in. Want ons is nog in hierdie gebroke wêreld en hierdie wêreld speel nie met ons nie. Nee, hy gee vir jou gas. Nou ja, so 'n vriend, jy sê hulle weet net, of so 'n persoon weet net as jy die dag af is. Dan kom stap hierdie persoon daar by jou in. Jy man, wat lyk jy so pateties? Lyk of jou wortels so knip is, want jou blare hang. Nee man, wie nou net dan blom jy weer. Dan smile jy weer. Verstaan jy, dis haspek. Ons smile. In die kerk, ons het eendag sit ons hier agter en ons praat so oor al die valstande. Ek dink, ek vra nog, wie almal? Maar dit is 'n groot groep. Almal. Yes. Toe prys die Here vir die klomp valstande die Quebec. Vir die kindertjies die Liebek en Rosalie. As hulle hier so sub ingaan. Prys die kerk is al weer vol klomp Liebeks. Halleluja man. Nou net dan smile jy van oor tot oor man. Jy weer happy man. Verstaan, dis daardie vriend wat by jou staan, daardie kosbare vriend wat jou ondersteun deur alles man. Hulle is net daar.
Toe op die regte tyd kom stap hulle. En dan voel jy, ja man. Ek sê mos altyd van die een wat daar in Namibië, wat ons in die reën, ja, hy lieg. Ek het julle mos nou al gesê, maar vir die wat nog geweet, hy lieg, maar ja, op daai dag as jy down voel, dan wil ek met daai oog sê, jy lieg so dat jy vir my so boeman. Ek weet hy lieg. Eers maar ek is so opgewonde, ek sien so my kans vir die lewe. Dit was daai baar stories. Aan die bar het ons mos ook sulke lieg storie. Jy maak groot planne daar in die bar. Jy sommer vol ywer as jy daar uitstap tot die volgende môre. Planne is kon. Halleluja. So, dis daardie wonderlike vriend, daardie eie familie en dan daardie vriend wat Spreuke 18 vers 24 praat, wat altyd daar by jou is. En dan praat ons nou van die familie in Christus. Die derde een, dis kosbaar. En dis waar die vyand altyd aanvang, by die familie in Christus. En dis van hierdie familie wat God praat, waar hy praat van ons wat die Here Jesus in ons lewe aangeneem het. Is dit nie kosbaar, dis van ons, wat moet by mekaar staan. Nou die vyand weet, dat dit is God se hart. Dit is ons hemelse Vader se hart. Dis wat hy gekom doen het, om sy kinders by mekaar te hou. Die kerk by mekaar te hou. Die kerk is nie hierdie, as jy hier uitstap, ek het nou uitgestap in die kerk het, of ek kom Sondag weer kerk toe, of ek kom Woensdag weer kerk. Nee, die kerk is mos ek en jy. Verstaan jy, so as ons vanmôre van praat van die kerk, dan weet ons mos, dat die Here sê, my kerk moet een wees. Kinders van die Here, ek bedoel, Christus het ons so lief met sy hele hart, dat hy gekom het om daar eenheid in ons kerk te kry. Nie in die geboue nie, eenheid in kinders van die Here. Want eenheid bring krag, man. Is dit nie wonderlik, daar waar kinders van die Here by mekaar staan, en mekaar se rug toemaak, en beskerm. Dis eenheid, man, dis kosbaar. En die vyand weet, daar waar hierdie eenheid is, daar gebeur dinge. Verstaan jy, en hierdie gemeente is vol liefde. Amen. Jesus, jy kan dit mos sommer voel dat jy hier instap. Al het jy nou so down gevoel, dalk het ek pel jou dalk sleg gesê, maar as jy hier kom instap, man, dan voel jy die eenheid van die Here, die liefde van die Here. Dis wat kerk maak, man. Dit maak jy. Is lekker om met mekaar te gesels en oor die Here te gesels. Nou, ek het nou die dag kan ek nou wil ek hierdie stukkie voorberei. Ons ou groot mense, jong en dit met snaakse goed gekom. Nou net, ek het op Golgotha groot geword in Namibië. Toe is daar 'n AGS pastoor. Ek gaan nie die ou oomie se naam, hy is ook al oorlede. Maar hulle het nog vasgehou aan die Bybel. Nou daar in 1 Tessalonisense 5 vers 26. As ons 'n bietjie kyk wat die Here bedoel met familie in Christus. Nou 1 Tessalonisense 5 vers 26 praat van ons lede moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar lief hê. Nou, as jy nou daar gaan lees, dan sien jy hulle het mekaar gegroet met 'n heilige kus. Dis net so klein stuk. Yes, en ek loop my vas in hierdie oomie. Onthou ek is nou hierdie ou rou Sondag, wat nou, man, weet die baar se reuk hang nog so aan my. Nou is ek hier in die kerk. En die volgende oomblik kom groet hierdie oomie van my met 'n heilige kus. Laat ek oop staan en dink, jy, is ek in die regte kerk. Laat my sene weet ek vee onmiddellik af. Man, my pa so goed, wat gaan nou hier aan? En toe vir die res van die klomp koes ek toe, ek kry net my sit trek. Want toe weet ek nie, hoe gaan ek nou lyk na 'n heilige kus deur al die manne, ek moet sit en ek bly sit en ek sit in badkas. Laat ek net veilig. Verstaan, maar dis 'n misverstand van die liefde van die Here. Dis wat tussen ons moet wees, dis wat kosbaar is, dis wat kind van God so spesiaal maak. Is die liefde tussen ons, man. Die liefde tussen ons as lede van die Here. Weet, wat kan staande bly teen liefde? Wat kan enige mens wat mismoedig is
beter laat voel as liefde. Verstaan, die wêreld is sonder liefde. Moet nooit glo dat hier liefde in hierdie wêreld is. Dit is alles nagemaak, man. Jy sal nooit ware liefde hier kry nie. Verstaan jy? Ons wat wedergebore is, dra hierdie vrug van die liefde. Wie is die liefde? Die Heilige Gees van God. Dis die Heilige Gees woon binne in ons harte. En die Heilige Gees is liefde. Want dit is God. God is liefde. Verstaan jy? So ons proe en ons smaak en ons ervaar hierdie liefde. En ek praat van mense wat werklik die Here aangeneem het. Verstaan jy? As jy weet hoe die wêreld gelyk het en gesmaak het. Jo man, daar mos net liefde as daar gesyp is of liefde as daar gevloek is of liefde se geval soos ons weer by mekaar so by 'n begrafnis is dan so weer lief vir mekaar. Net totdat die kus gesak het dan vloek ons mekaar. Ek weet nie wat julle ek ken sulke begrafnisse. Eers ek het al baie van hulle gehou dat dit vir my amper voel ek is besig om hierdie persoon alleen te begrawe wat ek eers ken nie. Verstaan jy, want daar so twis en net en hart en verstaan jy, maar kind van God het liefde. Hy het liefde, man. Ek praat van wat in 'n verhouding met die Heilige Gees staan. Ons het liefde, man. As daar nie liefde gewees het, sou ek nou eergister lekker vis geëet het. Dankie my broer. Dis liefde, verstaan jy? Ons sien mekaar. Weet dis lekker as die Gees van die Here met ons so deel. En jy kan iets identifiseer in iemand se lewe. Verstaan jy, dis liefde. Dis liefde wat dit doen. Dis liefde wat vir jou openbaar. Hoor jy, daai mens voel vandag jam. Dis liefde wat vir ons by mekaar hou as kinders van die Here. Wat is dit wat ons gaan hou vas op die einde van die dag nog in hierdie wêreld? Liefde. Liefde onder mekaar. Verstaan daar buitekant is haat en lyd en oorlog en doodmaak en joh man, dis 'n wrede saak. So wat hou vas ons? Liefde. Want jy iets ervaar by God. Daardie agape liefde, daardie volmaakte liefde. En dit laat maak dat ons dit wil uitgee. Is dit nie lekker? Mense, daar's niks so lekker as om by iemand verby te stap en jy sien, of jy gaan kuier by mense en jy sien die behoefte na God. Die behoefte na God. En jy die liefde van die Here dwing jou. Die liefde van God maak dat jy met iemand oor die Here wil gesels. Want daar is geen ander hoop nie, man. Daar is geen ander uitweg nie. As ons daar in Johannes 4 gaan lees, van vers 43 af, dit gaan oor die koninklike beampte se seun wat dodelik siek was. Daar lees ons van liefde. Verstaan jy? Waar iewers in jou huis, want in baie huise is daar miskien siekte, daar's dwelms, daar's drankmisbruik, daar's pornografie, ek wil nie, daar's te veel boosheid, verstaan jy? Daar's soveel boosheid, daar's molesterings, noem op, want die vyand, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu, dit sê vir my, hy's 'n verwoester. Hy verwoes gesinne. Want hy weet as hy 'n gesin kan verwoes, dan het hy kleinkinders verwoes, hy kinders verwoes, hy verwoes 'n familie. Verstaan jy vanmôre mense? So as hy dit kan verwoes het. Maar weet wat vir my altyd kosbaar is soos daar gelees. Dan is daar, ons wat nou die reep gehad het in Namibië. Daar's altyd een wat bid in so 'n family. Jo, halleluja. Daar's altyd, jy kan, wie God beskik dit so. Dat in 'n familie is daar altyd, gewoonlik is dit 'n ma. Dit is gewoonlik 'n ma wat intree. 'n Ma wat bid. Verstaan jy, 'n ma wat nie laaste opgee. Paar landlik sê los die van jou goed. Yes, nou voel jy nog meer verwerp. Los die van jou goed laat dit. En die sê raad het ons ook altyd geen. Los hom. Laat dit. Verstaan, maar maak, sy klam man. Nou maar praat van klam, jy klou dat het vrek. Daar's hoop maar, nee maar, want maar is die een wat hierdie veilig goed gedra. Wat so moet uitgegooi word, wees hom. So maar is die een wat die los is, sy hou vas man. Verstaan, so God beskik dat daar altyd iemand is, wat bid, wat intree.
wat nie los nie, wat nie hoop opgee nie, verstaan jy? En dit is wat familie maak, is daar die bidder. Ja? Is dit nie kosbaar, want ons lees hierso van hierdie koninklike beampte wat iemand uitstuur en vir Jesus te roep, verstaan jy? Dis 'n heiden, hulle het geglo, maar hulle is nie gelowig nie, maar daar was iemand wat gebid het, en daardie persoon wat gebid het hoop gebring in 'n gesin wat verlore was. Verstaan jy mense, miskien sit ons vanmôre hier, ek weet nie hoe elkeen se familie lyk. Ek weet nie, maar in baie gesinne is flenters en stukken. Maar die een ding weet ek, daar's iemand, ek weet my ma het vir my gebid. Daar wat in die wêreld bedrywig was, is iemand wat vir my gebid het. En daardie biddende persoon het gemaak dat ek vanmôre hier voor kan staan. Is dit nie kosbaar, die prys die Here vir 'n biddende persoon? Want daardie biddende persoon bring 'n familie weer by mekaar. Dit herstel weer. Die vyand wil verwoes. Die vyand wil liefde uit 'n gesin uit wegvat. En God kom en 'n biddende familie of 'n biddende moeder of 'n biddende vader of 'n biddende familielid, maak nie saak nie, kom in hierdie persoon deur gebed en smeeking tot God, en hierdie persoon roep uit, Here, U kan genees. Amen. Dis wat hier staan. Here, U kan my seun genees. Is dit nie wonderlik, die mense? En om terug te kan gaan en dan te kan sê, as jy daar in vers 51 gaan lees, dan sê, hier kom die mooi boodskap van hierdie biddende persoon. Hoor mooi. Waar hierdie persoon sê, iemand kom hardloop na hierdie biddende persoon en sê, U kind lewe. U kind lewe. 3 woordjies. Wat het jy? Partykeer toets God vir ons ook. Om te kyk of ons volhard maak. Daar's iemand vir wie jy bid. As iemand vir wie jy intree. Want jou hart is jou gesin. Jou hart is jou familie. Jy sien dit. Mense, ons mos nie blind nie. Ons sien hoe die vyand se bloedspore deur gesinne loop. Ons sien hoe die bloedspoor besig is om mense uit mekaar uit te dryf. Maar jou gebed kan 'n verskil maak, want God hoor jou uitroep. God hoor jou uitroep. Dit mag vir jou klink of God nie hoor nie, want die vyand sê vir jou, die Here hoor nie. Maar God hoor, en dis wat sulke dae so spesiaal maak. Halleluja. En hier op 'n dag, man, hier op 'n dag, dan kom die goeie nuus, jou kind lewe. Amen. Daar deurbraak gekom. Hierdie kind was geestelik dood. Hierdie kind was in die dwelms gewees. Hierdie kind was in drankmisbruik. Hierdie kind het prostitusie. Hierdie kind het seer gekry as gevolg van molestering. Hierdie kind het dit en hierdie kind, verstaan jy? Dis die wêreld in. Jy sê ek het in hierdie jaar sulke kosbare getuienisse gehoor waar God ingegryp het as gevolg van iemand wat gebid het, en die mooi nuus kom, jou kind lewe. Jou kind het die Here aangeneem. Daardie familielid waarvoor jy so gebid het, daardie persoon lewe. Dis wat God se hart is. Dit maak Christen familie. Dit maak dat ons by mekaar kan wees, man. En dit wat hierdie familie in Jakobus 2 vers 14 tot 17 praat, hy versorg mekaar. Wie daar so mooi, dit gaan eintlik oor die stukkie wat geloof sonder werke. Wat beteken geloof, man? Maar die Satan het meer geloof as wat ek en jy het. Hoor mooi, hy weet wie God is. Hy weet presies op watter liefie maak ons weet. Hy weet waar is die sensitiewe punte. Verstaan jy so? Hy weet waar om aan te vang. Is dit nie wonderlik om vanmôre te kan weet dat God gryp in. God gryp in waar nood is. Dis ons God, man. God wil ons met mekaar versorg. God wil ons met daar wees vir mekaar. Hier in hierdie stukkie, wat help dit? Sê Jakobus vir ons, julle het die geloof, maar julle het nie die werke nie. As ons daar lees, dan sê hy, hoe kan jy sê jy die werke, maar jy sien iemand wat swaar kry, en jy sien iemand wat honger kry,
as kind van die Here? Is dit nie ons plig? Dis wat Jesus kom doen het. Dis wat Kerstyd spesiaal maak. Dis wat gesinstyd spesiaal maak. Is wanneer ons weet, daar's miskien 'n geliefde. Iemand waarvoor jy gebid het. Mense, wat help dit ons bid vir iemand en die Here stuur die boodskap. Hy lewe. En nou, dankie Here. Nee man, wat beteken dit? Wat beteken dit om te kan sê ek dien die Here, maar daar's nie werke in my verhouding met God nie. Dis dooie werke. Dis dooie werke. Nou moet ons mos hoor, hierdie persoon het dalk alles verloor in die lewe. Dis my en jou plig om hierdie persoon op te tel, weer mense te laat voel. Dis gesin, dis kinders van die Here, dis Christen familie, is om mekaar te versorg. En dan is daar 'n mooi stuk in Handelinge 2 vers 42, waar Paulus hulle in die tronk gesit het. Hoor mooi hierso. Het ek almal se hande. Hoor mooi hierso, wat maak Christen familie baie spesiaal. Paulus sit in die tronk en hy kom uit en hy kom gee die boodskap deur van sy vervolging in die tronk, van die boodskap dat hulle wil hom doodmaak. Wat maak die Christen familie? Hulle begin bid. Jy, is dit die kosbaar? Is dit die kosbaar? Mense, as ek weet iemand met behoefte, dan gaan jy man, en ek weet jy is seer in die huis, of jy is seer in die familie, dan wie die werke maak, dat ek wil gaan bid man, ek wil vir jou opbeer, ek wil vir jou optel, hier kom 'n gesin by mekaar, ons hoor daar verdrukking miskien in Joburg, ons hoor daar verdrukking in Asië by die Christene, ons hoor van verdrukking in China, ons hoor hoe Christene doodgemaak word, ons sit hierso, toe maar die Here sal hulle beskerm. Jou gebed is nodig. Dis deel van die familie van Christen. Verstaan jy, dis waaroor alles gaan. Dis belangrik dat ek en jy moet intree. Ons moet bid vir mekaar. Wat help dit ons spandeer die tyd met mekaar. Ons is nie lief vir mekaar. Ons versorg mekaar. En dan in 1 Johannes 1 vers 1 tot 3 wat die Here sê, weerspieël wie jy is. Die drie enige God. Ons moet weerspieël. Ons moet vir mense wys wie is God. Wat help dit om stil te bly? Wat help dit om ek dien die Here. Ja nee, ek is ook 'n kerk, maar niemand sien Jesus in my. Wat help dit? Wat trek mense na die Here toe? Jy 'n Jesus met 'n vel aan. Ja, dis soos nou 'n dogtertjie wat vir die pa gesê, wat die pappa gesê het, toe maar liewe Jesus sal jou beskerm, moenie bang wees, jy slaap lekker met kerk. Sy sê, pa, ek soek Jesus met 'n vel aan. Kom lê hier by my. Verstaan jy? Mense soek 'n Jesus met 'n vel aan. Ons is mos kind van God, ons is mos deel van die liggaam van die Here. So mense soek, hulle wil Jesus in jou lewe sien. Hulle wil, daar sal baie wees wat agteraf loop 'n twak praat. Moenie daaroor worry nie. Dis die aroma wat jy afgee. Dis die geur van God wat jy afgee, wat maak dat mense skinder. Ons het nog al gepraat oor die littekens. So jou geur bring 'n geur van dood vir 'n ongeredde mens. Wonderlik, prys die Here daarvoor. Jy bring hierdie mens sonder dat jy iets gesê het, bring jy 'n mens onder veroordeling, want hy weet sy lewe met God is nie reg nie. Dit wat jy weerspieël, die liefde van die Here wat jy weerspieël, verstaan jy? Dit bring 'n aroma, want liefde het 'n geur. Liefde het 'n geur. Ek het vanmôre Gravity gespeel en ek het gesien hier is meer smiles in die kerk. Verstaan jy? Nee, ek praat sommer net, maar wie liefde, die liefde het 'n heerlike geur. En die wêreld is so onderdruk dat mense sal storm na jou toe, na die Jesus met 'n vel aan, want hulle soek wat jy het, man. Hulle begeer wat jy het, man. Verstaan jy? So as ons kan intree en sê, hey man, Christus is die hoop. Jesus is die hoop. Mense, ons kan hoes spartel. En ek het by die reep, ek baie keer vir ouers gesê,
En vir baie van die ouens wat daar gewees het. En hier is van ons mense in die gemeente wat kan getuig daarvan vanmôre, dat daar's net een ding wat jou kan uithaal uit jou gemors. En sy naam is Jesus Christus. Dis die hoop. As jy nou al vir hoe lank bid vir jou familie, al bid jy vir een, al bid jy vir 100, verstaan jy, al bid jy vir weer eenheid, daar's altyd hoop as Jesus in die prentjie. En ons het vanmôre, jy's ou kleintjie wat ons inseën. En dis so belangrik, dat as ons 'n belofte voor God maak, om dit na te kom. Baie van ons maak partykeer 'n belofte met 'n ou kleintjie, en dan is dit 'n gordelose onthou. Niemand word gevrywaar nie, want die brullende leeu loop rond. Baie keer dan hoor ons pastore en predikante wat sê, ja, maar hierdie kind van my kom uit 'n goeie huis. Die brullende leeu loop rond en hy kyk waar hy 'n gap kry om in te kom. Dit het niks met jou te doen nie. Dis hoekom ek sê, as die fondasie net reg gelê is, as die fondasie, as jou kind op sterk fondasie gebou is, man, dan sal as hulle kom weer terug hier toe. Hulle kom soek die fondasie, want die fondasie was Jesus Christus. Verstaan ons dat gemaak so draai in die wêreld. En ons raak proe en ons voel nie sleg, maar ons kom terug na die Here toe. Nou, dis kosbaar as my huis vol liefde en vrede. En moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid vir jou gesin nie. Moenie ophou bid vir jou familie nie. Moenie ophou bid vir vriende nie, man. Want dis waar stabiliteit bring. Ja, mense, God gebruik gesinne in 'n dorp om 'n verskil te maak. Jy kan 'n geweldige verskil. Al is jy net 1 of 2 mense, maak nie saak nie. Verstaan jy? Ons het dit al in hier Port Nolloth ervaar. Ons ervaar dit in baie ander dorpe. Ek glo die Here vir julle self ook. Waar God jou neergesit het, skielik kom daar mense. Al kom hulle soos 'n Nikodemus in die nag en hulle kom vra, wat kan ons doen? Wat moet ons doen om te kry wat jy het? Ja? Wat is dit? Jesus. Jesus. Werklik net Jesus. Mense moenie skaam wees vir die naam van Jesus Christus. Want dis die naam, dis daardie naam wat ons eendag gaan veroordeel op die troon van God. Waar God gaan afklim, die posisie afgee, en Jesus gaan daar klim, op daardie troon. Hy gaan loop sit, en hy gaan jou oordeel. Elke woord wat uit jou prediker, elke woord wat uit 'n ander prediker, elke woord wat iemand getuig het teen jou, waar jou lewe met God nie reg is nie, waar jy niks gedoen het om eenheid in jou gesin te kry nie, niks gedoen het om 'n verhouding met God, al hierdie goed gaan teen jou tel, mense, eendag. So hoekom nie nou nie? Wie hoe lekker is dit? Onder verdrukking geniet ek God. Hier ek van onderdruk, onder pressure, onder skinder, onder wat ook al, ek geniet God. Want jy sien, ek worry nie oor die wêreld nie. Vir my is dit een ding om nog meer mense by die familie te voeg. Hierdie Christen familie. Man versê, dis wat lekker is. Dis Christus. Dis kosbaar vir my. En dis wat ek vir ons inseënouers ook vanmôre wil sê. As ons vanmôre 'n belofte maak teenoor God, dan moet ons hom nakom. Dis geweldig belangrik dat ons dit moet nakom. As ons vanmôre sê, Here, ek sal hierdie dogtertjie in U weer groot maak. Dese mense, ek sien dit so geweldig baie. Wat hierdie belofte net gedoen word. Ja, Here, ek sal. En op einde van die dag is daai kind so verwaarloos. Dan is daar niks van Christus. So ons het 'n verantwoordelikheid. 'n belofte voor God gaan teen jou tel eendag. Want jou kind se lewe, die Here sê mos in sy woord, ek het hierdie ou kleintjie net vir jou geleen. Dis nie joune nie. Wat het ons? Niks. Dis 'n geleende kind. Wat het jy met hierdie kind gemaak? Het jy hierdie kind in die weë van die Here groot gemaak? Het jy hierdie kind gegooi vir die wolwe? Deur julle optrede as ouers. Ek was skuldig. Verstaan jy, ek moes herstel. Gelukkig vir genade.
Gelukkig vandag, dankbaar vir genade, kon ek herstel. Verstaan jy, so begin van die begin af en sê, Here, nee, ek gaan Christus deurgee. Ek gaan liefde vir hierdie kind. Ek praat nie van bederf nie. Moenie 'n klein demoon groot maak. Want jou bederf is demoon. Daar's riglyne vir ons as ouers, hoe ons kinders moet groot maak. Liefde, maar tug. Tug bring liefde, tug bring dissipline. Wat ons as groot mense al lankal moes gekry het, dan was ons meer in eenheid gewees. Is dit nie waar? Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons prys U vanmôre. Ons dank U vanmôre, my God, dat U ook vir ons die boodskap kan stuur. Jou seun of jou dogter lewe, of jou familielid, of wie ook al, vir wie jy intree, hy lewe. Daar deurbraak gekom. Jou Here, daar deurbraak gekom. Ons bid vir deurbraak, my God. Ons bid vir verandering, maar ek weet op U tyd, Here. Daar's miskien klein goedjies wat nog uitsorteer moet word, maar ons weet op U tyd, my God, gaan daar deurbraak kom. En ons is opgewonde daaroor, Here. Want ons bid in liefde, ons bid in omgee. Ons bid omdat ons weet, Here, dat daar 'n ewige hel voor lê. En ons kan nou al vir U geniet as koning van die konings. Ons kan nou al vir U geniet, o Heilige Gees, wat in ons lewe saam met ons beweeg. Ons kan nie geniet, Here. Hoekom wil ons hierdie wêreldse dinge wat net 'n tydjie plesier gee en dan oormôre dan voel ons weer soos 'n niks. Maar by U, as ons U vreugde gekry, as ons U blydskap gekry, Here, dan dis volkome blydskap hier. Dis volkome vreugde. Ek loof en prys U, my God, in alle omstandighede, Here. Ek loof en prys U want ek weet wie in beheer van my lewe. Ek loof en prys U want ek weet wie is in beheer van my familie, van my vriendekringe. Ek loof en prys U, my God, want ek weet U sê daar vir hierdie koninklike beampte, vra jy hulp omdat jy net 'n wonderteken weer wil sien. Die Here toets die water. Wil jy net 'n teken sien, het jy gehoor van die wonders en die tekens? In die volgende oomblik genees U hierdie seun wat sterwend lê. Want hierdie man het omgedraai en hy sê, ek glo. Ek glo dat U my seun sal aanraak. Ek glo. Here, ek bid vir ons gemeente, vir ons gaste wat hier, vir mense wat inkyk vandag. Ons glo, Here. Ons glo, nie ons tydjie, U tyd, maar ons glo. Ja, Here, wat 'n mooi getuienis om eendag by iemand te loop staan en te sê, daardie dag, en dan besef soos wat hierdie woord sê, en hierdie man het uitgevra na die uur wat die genesing plaasgevind het. En dis presies op die uur wat Jesus gesê het, gaan, jou seun is genees. Ja, Here, op daardie dag, daardie tye wat ek so ingetree het, op een van daardie oomblikke, is die getuienis, ek het 3 uur in die oggend. Ek het 3 uur in die oggend, het ek die Here aangeneem, op my knieë voor God geloop buig. En ek het die Here aangeneem, en jy wie het in jou hart, 3 uur in die oggend, Here, is die tyd wat ek met U stil geraak het, oor hierdie verlore vriend of familie. 3 uur in die oggend het ek U aangesig gesoek, my God, en 3 uur in die oggend, toe raak U hierdie dooie seun of dooie dogter aan, en daar change 'n lewe. O, Here, U is 'n God van verandering, U is 'n God van groot wonderwerke, maar U wil hê ons moet glo vanmôre. As ons vir iemand intree wat nog buite ons kring is, wat buite die kraal van hierdie familie is, daar jou swart skaapie, Here. O, ek bid saam, ons gemeente bid saam van jou swart skaapie, dat daar verandering sal kom. En die mooi getuienis, God het op daardie oomblik het 'n lewe gebring. Ja, Here, ek het dit so baie gesien, daarom kan ek U vanmôre prys en loof daarvoor. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons doop ouers? Papa en mama.
Ek gaan nou nie vanmôre die kleintjie hou vas, want as hulle by my kom begin skrou om een of ander rede. Dalk sien dit te aantreklik. Maar ons vertrou die Here. Ons vertrou die Here. En vir pappa en mamma dat julle hierdie ou dogtertjie in die weë van die Here sal grootmaak. Dat ons nooit dit sal vergeet. Want ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. En as hierdie kleintjie die koninkryk mis, kan ons voor God moet staan en sê hoekom. So kom ons doen wat ons moet doen. Ons lê die fondasie en ons ken die Here in al ons weë. As daar probleme kom, onthou dis my kind, hulle nee, gaan dit nie strek. Met myne dank. Here, seun se baie maklik. Ek weet nie hoe kom ons hulle. Maar prys eer, hulle kan ook inkie. Hulle kan ons ook inkie. Ja, ons bid oor van dis van daardie wat nog moet inkom. Ja, halleluja. So ons vertrou die Here vir groot dinge vir. Ek spreek sommer, ja Here, dat hierdie 'n vrou van God sal wees. Amen. Dat die evangelie van die Here sal met krag uitdra. Maar die sal terug staan om die naam van die Here uit te wees. Daar is 'n bevestiging. Daar is 'n bevestiging. Jy nou so sommer nog 'n keer gebeur, dan is dit nou derde keer bevestig. Kom ons steek ons hande so uit na dit uit. Pastoor moet jy op. Kom ons steek ons hande uit. Vader, ons draai hierdie kleintjie aan U op, my God. Here, sy is nog so onskuldig, maar ons weet, my Here, ons bid dit wat ons vanoggend gedoen het. Ons bid vir ons familie, ons bid vir ons kinders, ons tree vir pa en ma en ons bid, my God, dat hierdie, Here, ek bid dat hierdie gesin het 'n groot verskil gemaak. Ek bid sommer dat hierdie pa 'n pastoor sal word. Ek bid, ja, niks is onmoontlik. Ja, Here, ek hoor dus hoe aanwysing. Ek vertrou die Here. Ek sal vir my God vir die dienswerk van U, Here. Ek sal vir jou kleintjie, my God, vir die dienswerk van U. Ek vertrou die Here dat hulle U sal ken in elke probleem wat sal opduik. Here, ons almal het onderbegin. Ons is onkundig rondom baie dinge. Maar U woord het al die antwoorde vir ons vrae. En dit maak ons opgewonde. Ek prys U, my God, dat as hierdie ou kleintjie, Jesus sê, bring al jou kindertjies na my toe. Nee, Here, dit is so wonderlik. Jo, partykeer kan ons maar net soos 'n ou kleintjie word, Here. Om net te voel, ons kan ook maar daar op Jesus se skoot loop sit. Ons kan ook maar net by sy voete loop sit. En ons kan maar net sê, Here, ek wil vandag voel, soos hierdie ou dogtertjie, so beskerm teen pa se sterk aan. Ja, Here, en dis wat U woord sê, soos daar waar U sit, daar's beskerming. Prys die Here. Dankie my Vader vir U beseëninge. Dankie o Heilige Gees dat U rondom hulle en binne hulle sal wees, my Here. Dat U hulle sal toevul in U arms. Ons eer U daarvoor in 'n groot en 'n almagtige God se naam. Amen. Amen. Ons seën nou vir Emily, ons dra aan die Here op. Emily ry trom. Ons dra aan die Here op en ons vertrou dat God haar sal bewaar. Die Heilige Gees saam met haar sal wees en dat sy die liefde van 'n pa wat God ken, 'n ma wat God ken, elke oomblik daai veiligheid sal beleef en ervaar. Amen. 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 Ek sien die kleintjie daar 'n derde hande klap gegee wat ons moet vra. Vertrou God vir groot goed. Amen. Amen. Nou ja, nou kan ons drink ons koffie vandag. Drink ons koffie. Kan ons huis toe. Dankie. Die Here is so goed vir my. Nou ons voorsanger, julle is gevrywaar. Kom ons staan.
En ons sing nog so laaste liedjie, jy nie 'n laaste liedjie. Nou kom ons sing sommer daai ene wat ons so mooi gesing het, kyk of wat saam met ons kan sing. Ons het nog 5 uur namiddag, daar by Voetbaai is daar 'n doopdiens. Die hele gemeente wat is daar. Amen. Die Kaapenaars is ons kam vir ons. Amen. Kom ons staan net so, ons ontvang die seën van die Here. Vader, mag ons nog gaan in hierdie vrede en hierdie liefde van U met God. Mag ons altyd weet dat U liefde maak ons toe. U beskerm ons, U bewaar ons. O Here, hoe wonderlik om vanmôre te weet, U is ons opkoms, U is ons ondergang. Ons lewe is in U hande, in die holte van U hand, en niemand sal ons daar uitdruk nie, Here. En dit bring vir ons vrede en kalmte en rustigheid in ons gemoed as Christen familie, Here. Dankie my God, so sal ek vra dat ons bid, Here, vir die wat op paaie gaan, dat U sal bewaar, maar waar U is daar beskerming. En dis wat wonderlik is. So ons prys U vanmôre in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Yeah.
Ons sal weer draai. Kom Willem, jy kan ook by ons zijn. Jy's so vriend. Kom.
Dit is een wat ze gaan doen.